Daar sê ons gaan die Bybel opneem. Die boek Handelinge is ons skriflesing vanmôre. Terwyl jy daarin blaai, lees ek net vir een teks uit Lukas 24. Luister net hierna. En kyk, ek stuur die belofte van my Vader op julle. Maar julle moet in die stad Jerusalem bly, totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte. En nou gaan hy hier by Handelinge aan, selfe skrywer ook, Lukas, hy sê in Handelinge 2, en tot die dag van die Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig by mekaar. En daar kom skielik uit die hemel 'n geluid soos van 'n geweldige rukwind, en dit het die hele huis gevul waar hulle ingesit het. Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat hulle self verdeel en op elkeen van hulle gaan sit. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. En daar het in Jerusalem Jode gewoon, godsdienstige manne uit elke nasie wat onder die hemel is. En toe hierdie geluid kom, het die menigte saamgestroom en was in die war, want elkeen het gehoor hoe hulle in sy eie taal spreek. En was almal verbaas en het verwonderd en het gesê vir mekaar, is almal wat daar spreek nie Galileërs nie? En hoor ons hulle elkeen in ons eie taal waarin ons gebore is, Paters en Meders en Elamiete en inwoners van Mesopotamië en Judea, Kappadosie, Pontus, Galasië, Frigië, Pamfilië, Egipte en streke van Libië by Cyrenië, en Romeine wat hier te vertoef, Jode en Jode genote, Kretense en Arabiere. Ons hoor hulle in ons eie taal oor die groot dade van God spreek. En hulle was almal verbaas en radeloos en sê die een vir die ander, wat kan dit tog wees? Maar ander het gespot en gesê, hulle is vol soet wyn. So sal dit gaan met die kinders van die Here, né? Spot met hulle. Maar ons gaan nou vanmôre 'n bietjie kyk na die vesting wat God vir ons gee. 'n Vesting is soos 'n wagpos. En kan net hier kyk. Ja. Ons praat oor die wagpos vanmôre. Dit gaan alles oor gebed en my kommunikasie met God. As jy nie bid nie, is daar groot fout in jou lewe. Daar's groot fout. En dan is jy alleen, dan staan jy so alleen, soos in 'n woestyn. Jesaja 40 vers 31 sê, die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos die arende, hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle wandel en word nie mat nie. Iemand sê, Satan may build a wall around us, but he can't put a roof over us to keep us from praying to God. Die duiwel kom en hy bou mense toe met allerlei dinge, maar hy kan nie bo 'n dak op sit nie, so ons pad op na God toe is oop altyd. En dit moet ons weet, daar is nie meer tyd op hierdie aarde vir ons nie, die tyd loop uit. Baie mense gaan ongelukkig, jammerlik agterbly as Jesus kom een van die dae. En daarom moet ons gereed maak, daarom moet ons meer bid as ooit tevore. Verlede Sondag het ons gepraat oor die Onse Vader in Aramees, hoeveel dinge daar verkeerd verstaan word in daardie gebed. En vanmôre gaan ons bietjie verder aan met hierdie onderwerp, die wagpos. Nou kom ons kyk vanmôre na gebed, die wonderlikste gawe wat God ons gegee het, wonderlikste geestelike gawe. Dis nie om in tale te praat of om die of daai te doen nie, dis gebed. Want al die ander gawes het ons hier met mense te doen, oor die algemeen. Maar gebed bring ons onmiddellik in die heiligdom van God in. Dit word vir ons 'n kontakpunt met God, soos niks anders nie. Goed. Wanneer iemand werklik bid, wat gebeur dan? Wanneer daar werklik gebid word, ons praat nie van
ek bid nou net om die dag aan die gang te kry en God se guns op my te trek en vir die Here te sê wat het ek nodig nie. Dis nie gebed nie. Vergeet daarvan om te dink dis 'n gebed. Dis nie gebed nie. Gebed is iets baie, baie diepers. Om waarlik te bid beteken om jou te verbind aan 'n goddelike ordonnansie. In Johannes 4 sê Jesus vir die vrou, daar by die put, ons Vader soek mense wat hom in gees en in waarheid aanbid. Die gees van die mens sit hier. En die waarheid is in die hart, ook hier. Jesus sê, die Vader soek mense wat hom in gees en in waarheid aanbid. Nie mense wat elke môre net opstaan en 'n bietjie praat met God oor hulle behoeftes en so meer nie. Dit is nie gebed nie. Vergeet dit asseblief nou. Dit is nie gebed nie. Gebed is om God te ontmoet. Gebed is om met God te praat. 'n goddelike ordonnansie. In Kolossense 4 vers 2 sê hy, volhard in die gebed en waak daarin met danksegging. Dit bring ons in 'n ander dimensie van gebed, om te waak in gebed, om te dank wat ons van God ontvang. En dit is werklik gebed. Dit is wat God wil hê. Dan sal ons kontak met hom kan maak. Handelinge 3 vers 1 sê, en Petrus en Johannes het saam na die tempel opgegaan op die uur van gebed, die 9de uur. Daar was 'n bepaalde tyd waar hulle tempel toe moes gaan om daar te bid. Die tempel was 'n wagpos waar hulle ingekom het met hulle geestelike lewe en daar met God ontmoet het. Hier in Lukas 2 staan daar, en daar was Anna, 'n profetes, en sy was 'n weduwee van omtrent 84 jaar. Sy het nie weggebly van die tempel nie, en met vaste en gebede God gedien nag en dag. Wat 'n wonderlike vrou, 84 jaar oud, nie weggebly van die tempel. Ons weet nie ver sy gebly het nie. Sy het maar geloop sin toe, sy het nie 'n donkie gehad daai dag nie. Sy loop tempel toe, nag en dag, dan gaan bid sy daar. Dis haar wagpos. Dit is wat 'n geestelike wagpos is. Om daar te wees waar jy met God ontmoet, 'n spesiale plek in jou geestelike lewe, in jouself en in die natuur. Een van die sterkste versoekings is om op te hou bid voor die tyd. Dis waar ons groot probleem kom met gebed. Voordat ons deurbid, ons wil dalk iets van God vra, ons het dalk iets dringend nodig, dan hou ons op om te bid. Ons verlaat ons wagpos. Dis waaroor dit gaan vanmôre. Dit beteken letterlik om jou vesting of jou wagpos te verlaat, as jy voor die tyd ophou bid. As jy sommer net sê, ek is klaar, ek kan nie, ek weet nie of dit gaan werk nie en so meer. Baie se gebede verdwyn net eenvoudig. Hou op om te bid. God hoor my nie, God antwoord my nie, so hoekom moet ek aan verder bid? Dis die gesindheid van baie mense. Maar, wat gebeur as iemand werklik bid? Jakobus 5 sê, die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. As God so sê, dan moet dit so wees. Die vurige gebed van 'n regverdige. Dis nie net praat nie. Daar moet vuur in die hart wees. Romeine 12 vers 11 sê, wees vurig van gees. Jy moet 'n vuur in jou hart aan die brand gesteek word, in jou gees wat hier sit. So, wanneer iemand werklik bid, word jou besluit om te bid, jou vesting van gebed of jou wagpos. Hoor net daar. Wanneer jy werklik begin bid, wanneer jy besluit om regtig te bid, dan word jou gebedsplek 'n vesting. En dan word hierdie besluit 'n vesting, waarna jy moet terugkeer om verder te bid. Verstaan nie? Jy moet elke keer terugkeer soontoe om verder te bid, soos Anna, 84 jaar oud, nag en dag, terug na die vesting waar sy en God met mekaar ontmoet. So, die Heilige Gees lees jou hart en die bedoelinge in jou hart. Ons moet onsself oopstel vir die werkinge van die Gees vanmôre in ons harte hier. Want hy wil daar werk
En hy wil deur gebed, wil hy in ons en deur ons werk. Romeine 8 sê, net so kom ook die Gees ons swakhede te hulp, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie. Maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. En hy wat die harte deursoek, die Vader, weet wat die bedoelinge van die Gees is, omdat hy ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree. Kan jy sien wat 'n wonderlike persoon met jou wil deel in jou gebedslewe? Die Gees self tree vir ons in. En as ons dan nie werklik bid nie, dan kan hy nie vir ons intree nie. Ons moet by die punt kom waar gebed vir ons 'n vesting word. 'n sterk vesting en 'n wagpos waar ek en God mekaar ontmoet en waar ek gaan sit om die saak deur te werk, soos Anna nag en dag. So wanneer ons werklik bid, kom die Heilige Gees na ons toe en hy begin met ons en deur ons werk. Tweedens, daar ontstaan 'n vurige geestelike atmosfeer om die mens wat bid. Dit is asof daar 'n kring van vlamme om jou ontstaan, waar die Gees van God 'n kring om jou sit, 'n atmosfeer skep om jou. 'n Mens besef nie wat jy hier binne het nie. Hier's mag hier binne. Daar's ontsettende dieptes in die mens se hart en in die gees van die mens nog meer. En dit is daar waar 'n atmosfeer uitkom en om my vul, die hele atmosfeer. Hulle het wetenskaplik vasgestel dat hierdie hart, dis nou nie eens hierdie een nie, hierdie hart het 'n invloed wat 8 voet of 3 meter rondom 'n mens uitgaan. En dan kan dit gelees word, hier om my is daar 'n atmosfeer. Party mense kan dit sien. Die Here kan dit sien, die engele kan dit sien. En dit skep 'n atmosfeer om my van tot 8 voet of 3 meter sê hulle. Dit word gemeet met instrumente. So wanneer mens praat, ontstaan daar 'n atmosfeer om jou. En mens moet dit heilig maak. Dan ontstaan 'n vurige geestelike atmosfeer om 'n mens wanneer jy waarlik bid. Die derde ding is, die engele tree toe tot jou gebed as hulp en beskerming. Daniël 10 is vol daarvan. Daai hoofstuk is so goed. Jy moet dit dag vir dag lees in Daniël 10. Hoe dan daar 'n engel gegaan het hemel toe Daniël bid, en daar in die hemel gee God onmiddellike antwoord. En daai engel kom terug. Sê nou maar met 'n briefie vir Daniël, met 'n antwoord. En toe hy uit die hemel uitkom, toe is daar 'n bose gees. En hy keer hom 21 dae lank. Keer hy vir Daniël, die engel, om by Daniël uit te kom. Dit is die beskerming van God. Daar's engele wat geestelike oorlogvoering doen teen die demone en die magte wat jou gebedslewe wil steel. Jou gebed word in die hemel geregistreer wanneer jy begin bid. Openbaring 8 sê, daar is 'n engel by die altaar in die hemel met 'n groot goue bak. En in daai bak is daar wierook van die hemel. Nie goed dat ons op die aarde koop nie. En in daai bak kom daar gebede wat die engele opdra, wat die Heilige Gees bring, en dit word in daai bak ingegooi. Gaan lees Openbaring 8, eerste paar vers tot vers 5. Daai engel gooi die gebede in, dinge wat ons nie met die brein lekker kan verstaan nie. Maar daai engele vat die gebede en hulle gooi dit in daai groot bak. En dit staan op die altaar en God ruik dit. En wanneer hy bak vol is, wat sê die Bybel? Die engel gooi dit uit op die aarde. En daar kom donderslae en weerligte en aardbewings. En een van die dae gaan dit gebeur wanneer die groot verdrukking kom en die anti-kris geopenbaar word, sê hy daar gaan weerligte wees en donderslae en aardbewings en die berge gaan platgevee word. Dis hoe gebed werk, dis die krag van gebed. Dink maar net aan Josua. Hulle veg teen die Amalekiete. En Josua bid, sê Here, ons wil wen. Maar daar is nie meer tyd nie, die son gaan in onder. En God stop die son. En vir 'n hele dag staan die son stil. Deur gebed. Daar is baie voorbeelde van hoe magtig gebed is. Want die hemel ontvang gebede. Alle gebede gaan hemel toe. Ek praat van ware gebed. En wat gebeur as ons werklik bid?
Hoe meer jy so bid, hoe meer neem jou krag en gesag toe. Kinders van God se autoriteit vloei weg weens gebrekkige gebed. Weens gebrekkige geloof, daar is nog baie, maar hou by gebed. Hoe meer 'n mens werklik bid, hoe meer autoriteit kry jy, hoe meer gesag kry jy in die oë van God en in die wêreld. So, die vraag is dan, hoekom gebeur dit dat gebede so faal? Waarom faal gebede? Hoekom word ons gebede nie beantwoord nie? Hoekom is daar nie krag wanneer God ons gebede beantwoord en ons lewens verander nie? Dit is net 'n probleem. So, die punt is, Satan kan nie ons gebede kanselleer nie, soos ons lees in Daniël 10. Die engel het dadelik gekom, en 21 dae is hy gekeer, maar die Satan kon nie hy gebed weghou nie, want die engele van God beveg dit, en hulle bring op 'n stadium die gebed. Ons gaan nou na 'n punt toe beweeg. Daar is beskerming vir gebede in die Heilige Gees. Daar is beskerming vir gebed in die Heilige Gees. Daarom moet ons in die Gees bid. Die Bybel sê, ons moet in gees en in waarheid God aanbid, want daar is beskerming in die Heilige Gees. En as ons nie in die Gees bid nie, is daar beskerming nie daar nie. Dan is ons gebede soos wind wat opgaan tot by plafon. So selfs engele is betrokke by ware gebed, maar baie se gebede faal, omdat ons wagpos verlaat, die vesting van gebed verlaat. Ja, die taktiek van die Satan is heeltemal anders as wat ons dink. Satan het taktiek wat hy toepas, soos met Daniël se geval, om gebede te verhinder en te vernietig. God verwag van ons om ons gebede te verseël met geloof. Dis een van die sterk punte in gebed, jy moet glo wat jy bid. Geloof is 'n integrale deel van ware gebed. Jy kan nie sommer net sê, Here, ek wil 'n wysheid hê, so Jakobus sê. As iemand wysheid kort kom, sê Jakobus 1, laat hom dit van God af bid, sonder om eenvoudig te verwyd, en dit sal gegee word. Maar hy moet in die geloof bid, sonder om te twyfel. Want hy wat twyfel, is soos die golf van die see, wat deur die winde heen en weer gewaai word. Geloof is 'n integrale deel van gebed. Dan, ons moet in die geloof bid en vas staan en wag op die Here. Hier is die kruks van die saak, om te wag op die Here. As ons werklik gebid het, het ons 'n vesting geskep, 'n wagpos geskep, en nou moet ons wag, soos 'n wagter op die mure in die ou tyd gestaan het en wag vir die antwoord en vir die vyand soms. So, dit is hier waar die vyand mense baie hard slaan. Hulle wag nie op God nie. Die woord wag in Hebreëus beteken om te vleg. Dis ek, dis die woord van God en die Heilige Gees, 3 touwtjies. Dit beteken om te vleg. Dit beteken geduldig te wees, lankmoedig te wees en om in geloof op te tree. So, ons moet verbonde bly aan ons gebed, en ons moet op ons wagpos bly soos Anna gedoen het en baie ander. Jy gaan nie antwoord op gebed kry as jy jou wagpos verlaat nie. Maar hulle trek en lei ons weg van ons gebedswagpos af. Dis wat die demone doen. Dis hoekom gebede faal. Ons aandag word weggetrek. Dan verlaat ons heiligdom en laat ons gebede in die lug hang. Dit is hoe dit werk. Ons raak besig met allerhande dinge. Wat doen die duiwel dan? Wat doen die demone en die bose geeste? Bose geeste begin 'n stryd met jou. Die oomblik wanneer jy 'n wagpos skep, wanneer jy 'n gebedsvesting ontwerp, begin die demone met jou veg. Die duiwels los mense uit wat nie bid nie. Hy sal hulle nie pla nie. Maar die oomblik wanneer daar 'n bidder op die toneel kom, en jy werklik begin bid,
dan begin die Satan en die demone met jou stry. Hulle besoedel die heilige atmosfeer om jou, daai wonderlike heilige atmosfeer wat gebed om ons bewerkstellig, deur ons harte en deur ons gees. Hulle besoedel dit, hulle probeer daar deurdring met allerlei dinge om dit te bevuil. Hulle probeer om deur jou beskerming te kom, deur allerlei metodes. Ek meen, baie van ons is bekend daarmee, hoe die duiwel ons aanval wanneer ons bid. Hulle begin dadelik met intensiewe en intense versoekings. Die oomblik wanneer jou knie buig, en wanneer jy by jou wagpos van gebed kom, en jy wil begin weer bid, dan begin daar versoekings kom. Dan begin die gedagtes dwaal. Dan begin daar goeders gebeur wat jou aandag aftrek. Dis versoekings. Hulle probeer om jou van jou wagpos af weg te kry. En dis ook die woord wagpos vanmôre so sentraal en belangrik is. Die vyand sal probeer om jou daar weg te kry, want dis daar waar hulle verslaan word. Dis net daar waar hulle verslaan word. So as jy steeds volhard, dan geroep hulle sterker magte. Dis hier waar kinders van God val, hulle is bang vir die duiwel, bang vir demone. Sê nou net ek bid, en hulle kom val my aan. Sê nou net ek bid, en hulle kom in die nag na my toe, en sulke goeters. Daar's pastore en predikante wat so bang is vir die duiwel, dat hulle nie eens bid nie. Hulle nie eens kan bid nie. Pas op daarvoor, dat jy nie ook bang word nie. Hulle kom met groter en vurige pyle, as jy begin bid, wat hulle op jou gemoed afskiet. Efesiërs 6 praat daarvan, van die vurige pyle van die bose, dis gedagtes, dis impulse, dis goed wat jy begin dink, en hulle sit dit gewoonlik in die eerste persoon in jou gedagtes, en dink jy is ek is nou nie meer reg nie. Dis wat die duiwel doen, om mense te vernietig, en hulle gebedslewe te vernietig. Dis wat hulle doen. Nou ja, ons vestings word soms vernietig deur ons eie aandeel ook. Soms minder die balans hou tussen die goed. Daar's optrede wat ons doen, wat ons gebedsvestings vernietig, soos op hierdie stadium het die bose gees die oorwinning behaal en ons vestings vernietig. Hulle oorwinnings kom deur ons ongeduld en ons weiering om te wag. Ons wil nie wag nie. Ons wil nie op God wag, dat hy moet kom met die antwoord op sy tyd nie. Ons wil dit nou hê. Ons wil nou weet wat gaan gebeur. My verskuiwing van posisie. Ek het nou gebid, ek het 'n ontsettende belangrike saak met God bespreek. Nou stap ek hier uit en daar buite begin ek dink aan hierdie dinge wat gebeur rondom ons, allerhande goeters wat my pla. En ek word soms kwaad. Net daar het ek my geestelike krag verloor. My onkunde oor ware gebed, dis die grootste probleem in die kerk, is onkunde. Op alle terreine, maar hier nog meer as alles. Hoekom is daar soveel onkunde oor gebed? Is omdat die vyand dit reg kry om ons te mislei. Ongeloof in gebed. Sonde. Voordat jy bid, moet jy jou sonde bely en laat staan. Spreuke 28 sê, hy wat sy oortredinge bedek, sal nie voorspoedig wees nie. Maar hy wat dit bely en laat staan, sal barmhartigheid vind. Dan kom jou verhouding met God weer in kontak, in reg. Allerhande afleidings. As 'n mens werklik gaan bid, dan is daar skielik 'n motorfiets wat hier verby jou gaan en jy hoor hom, of die foon lui, of daar's iets wat brand in die oond, en so gaan dit aan, en so gaan dit aan. Allerhande afleidings van geraas en mense en allerhande dinge. Daar was 'n godsman, Andrew Murray was ook een van hulle. Hulle het 'n gereelde tyd gehad, 'n wagpos van gebed elke môre. Vir 'n sekere tyd, dan sal daar in die studeerkamer of die kamertjie en hulle bid. Dan kom daar mense, dan kom die vrou, sy maak die deur op aan selle. Ons wil graag vir Dr. Andrew Murray sien. Sy sê nie, hy is besig, hy het 'n vergadering. Daar is 'n vergadering, maar hy is nie karre buitekant, hier is niks nie. Nou het 'n vergadering met die heilige wesens daarbo.
Voordat hy nie klaar is nie, kan jy hom nie sien nie. Dis hoe dit moet wees. Andrew Murray was so heilig gewees, so op sy pos, dat as hy oor die straat loop, in die middel van die straat, jaag die karre en goed by hom verby. En hy verloor sy kontak met God, dan gaan staan hy net daar, totdat hy weer kontak met God gemaak het, en dan gaan hy verder. So die hoofsaak is om te wag op die Here. God het sy eie tyd om ons geloof te ontmoet, en ons gebede te beantwoord. God het sy tyd. Ons wil dit in ons tydsbestek klaar gedoen hê. Daarom moet ons verbonde bly aan die punt waar ons begin, naamlik 'n vaste besluit om waarlik te bid, om vir 'n saak te bid. Dis die vesting, 'n geestelike vesting wat ons stig, 'n wagpos. Dit moet ons onthou en daarby bly. Een van die grootste foute wat ons maak is om uit ons wagpos weg te gaan, weens ongeduld en weens sonde. Dis hoekom ek die goed herhaal en weer sê, dis sonde, dis ongeduld, ons wil hê die Here moet nou antwoord, en hy sal nie nou antwoord nie. Ek gaan 'n paar voorbeelde vir u noem. Die eerste is Moses op die berg. Daar in Eksodus 32 roep God vir Moses op na die berg toe, en hy wil vir hom die wet gee vir sy volk, en Moses gaan. Vir 40 dae is hy daar bo by God op die berg, en die volk staan hier onder, en hulle eet, en hulle gaan te keer, en hulle bid, en hulle wag, en hulle wag. En op 'n dag toe kom hulle by mekaar en sê, in Eksodus 32 vers 1, toe die volk sien dat Moses vertoef om van die berg af te kom, het die volk rondom Aaron versamel en vir hom gesê, kom, maak vir ons gode wat vir ons uittrek, want hierdie Moses, die man wat ons uit Egipte laat optrek het, ons weet nie wat van hom geword het nie. Hy is nou al 40 dae of 39 dae dalk weg. Kom ons vat ons eie tyd. Kom ons gaan aan. Ons kan nie wag nie. Ons kan nie nog wag vir Moses nie. 40 dae. Ons gaan ons eie ding doen. En hier verlaat hulle wagpos, waar God gesê het, op die voet van die berg moet die volk bly, totdat Moses van die berg afkom met die 10 gebooie, met die wet. Hulle sê nee, ons gaan maar aan. Ons kan nie aanhou wag nie. Ons het lank genoeg gewag. Nou gaan ons eie ding doen. Wat sê God? Gaan heen, klim af Moses, want jou volk wat jy uit Egipte laat optrek het verderflik gehandel. En hier het hulle so skade gelei, omdat hulle te gou wou wegtrek, daar waar God hulle beveel het om te wag. Ons kan nie langer wag nie, ons gaan nou maar ons eie pad vat. Dit is om jou wagpos te verlaat, om die vesting wat God geskep het om jou te beskerm, te verlaat. Geen mag so naby daai volk gekom het. 'n tweede voorbeeld is Samuel en Saul. Saul word aangesê om met die Filistyne te veg, en hulle trek laars te mekaar op en hulle veg. Maar die volk begin wag, want Saul is die aanvoerder van die leers, die koning. En hy begin nou dink, maar voordat ons hierdie Filistyne aanvat, moet ons 'n offer bring aan God. Dis sy reël, dis sy wet. Voordat julle gaan veg, moet daar eers 'n brandoffer en 'n slagoffer gebring word. En Saul wag nou al 7 dae. En Samuel kom nie om die offer te bring nie, want 'n priester moet die offer bring. En Samuel kom nie aan nie. En na 7 dae toe besluit Saul, nee wat, hierdie ou gaan seker nie kom nie, kom ek gaan self die offer bring. En Saul bring 'n offer. God wil oorwinning gee nadat Samuel geoffer het vir die volk, vir die soldate, moes hy 'n offer bring. God wil vir hulle groot oorwinning gee, maar Saul sê, ek kan nie langer wag nie. Die ouens begin nou omgekrap raak, wanneer gaan ons veg? Hulle begin vra en so meer. Ongeduldig. So toe hy talm om te kom
bring Saul self die offer en 'n koning mag dit nie doen nie. Die koning mag nie die offers bring nie. Die priester van God moet dit bring. En Saul doen 'n ontsaglike sonde in die oë van God. Hy sê in 1 Samuel 13, en hy het 7 dae lank gewag tot die tyd wat Samuel bepaal het. Maar toe Samuel nie na Gilgal kom nie, en die manskappe van hom af verstrooid raak, het Saul gesê, bring na my die brandoffer en die dankoffer. En hy het die brandoffer geoffer. En toe hy net gereed was om die brandoffer te bring, kom Samuel met eens daaraan. Net te laat. Net te gou het Saul opgehou om te glo en te vertrou op die bevele van die Here. Wat sê Samuel vir hom? Saul, jy het dwaas gehandel. Jy het die gebod van die Here jou God wat hy jou beveel het nie gehou nie. Want anders sou die Here jou koningskap oor Israel vergoed bevestig. En sê Samuel op laas, maar nou sal jou koningskap nie bestaan nie. 'n paar minute, soos dit hier blyk, 'n paar minute voordat die profeet van God aankom om die offer te bring, toe sê Saul, nee, kan nie langer wag nie. Verlaat die wagpos. Ons gaan nou ons eie ding doen. En hy bring die offers en hy verloor sy koningskap en later sy lewe. Dis die gevaar om op te hou of aan te gaan met jou eie ding voordat God optree. 'n voorbeeld positief, Daniel en die engel. Ek het reeds daaroor gepraat. Vir 21 dae het Daniel vasgestaan op sy wagpos, daar waar hy gebid het. Elke dag het hy gebid en gebid. Gewoonlik was hy 3 keer op 'n dag daar. Dis hoe hy gebid het. 3 keer op 'n dag. Toe, na 21 dae kom die engel eens daar aan. 21 dae, dis 3 weke, wat hierdie man gebid het, en hy met God gewandel. Hy was gedurig met God in kontak. God het groot dinge deur hom gedoen. Konings op hulle plek gesit deur Daniel. Hy was 'n droomuitlegger, hy het konings reg gesien in ons taal. Hy was nie bevrees vir enige een nie. En hy bid vir 'n sekere saak. En hy bid. En Daniel was 'n bidsheld gewees. En 21 dae lank bid hierdie man van God. 3 weke lank op sy knieë, op sy wagpos. Wat sou gebeur het as hy 20 dae gebid en hy sê, nee, dit lyk nie of die Here my gaan antwoord nie. Dit lyk nie of hierdie antwoord kom nie, so ek gaan opstaan, ek gaan maar aangaan met my werk in die paleis van die koning. Ek gaan maar doen wat ek moet doen. Miskien sal die Here kom en later met my praat. Daniel sê nee, ek ken my God. Ek weet hy antwoord my gebede altyd, so ek moet wag. Ek moet op my pos bly. Ek moet aanhou bid vir 21 dae. Ek wil nog die mens sien vandag wat 21 dae lank gaan bid vir een saak. Nie net praat oor die gebed nie, of oor die saak nie, maar om werklik te bid soos daai man gebid het. So wat sou gebeur het as hy maar net gelos het? Wat het gebeur waarvan hy niks geweet het nie? Dit is die groot rede hoekom ons moet wag. Daniel 10 sê, hy het vir my gesê, dis 'n engel, geliefde man, gee ag op die woorde wat ek met jou spreek, en gaan staan op jou plek, want ek is na jou toe gestuur. Toe sê hy vir my, wees nie bevrees nie Daniel, want van die eerste dag af dat jy jou hart daarop gerig het om ag te gee, en jou voor die aangesig van jou God te verootmoedig, is jou woorde gehoor, en om jou woorde ontwil het ek gekom, maar die vors van die koninkryk van die Perse, dis Iran, het 21 dae lank teenoor my gestaan, en kyk, Michael, een van die vernaamste vorste het gekom om my te help, en ek het daar oorgebly by die konings van die Perse. Wat leer 'n mens hieruit? Wat wil God vir ons sê? Moenie ophou bid as jy vir 'n saak gaan bid nie. As jy besluit het om vir 'n belangrike saak te bid, moenie stop nie. Die Here sal die antwoord gee, maar helaas is dit so dat die meeste gebede word nooit beantwoord nie, omdat as die
antwoord kom as jy nie op jou gebedspos nie. Jy het dit klaar verlaat, klaar besig met ander dinge, soos die volk wat wil trek, met goue gode voor hulle uit. Daniel is 'n voorbeeld, hoe bid 'n mens werklik? 'n Ander voorbeeld is 12 disippels waarvan ons gelees het in die Heilige Gees. Lukas 24 wat ek vir julle gelees het en sê, en kyk, dis nou Jesus, ek stuur die belofte van my Vader op julle, maar julle moet in die stad Jerusalem bly, totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte. As hierdie ons nou besluit het, ons wag nou al 3 dae, en die Heilige Gees het nie gekom nie, het hy ons dalk gelos. Daar was baie twyfel in hulle harte daai tyd oor Jesus en oor al hierdie dinge. Hulle het gewonder of dit gaan uitwerk, want het lyk of Jesus 'n neerlaag aan die kruis gelê het. Hulle het getwyfel. Op 'n stadium het Petrus ook gesê, kom ons gaan vang vis, want die dinge werk nie uit nie. En toe gaan hulle. Maar Jesus sê, totdat julle toegerus uit die krag, met krag uit die hoogte. Handelinge 2 sê vir ons, en toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig by mekaar, en daar kom skielik uit die hemel 'n geluid soos van 'n geweldige rukwind, en dit het die hele huis vervul waar hulle gesit het. Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur wat hulle self verdeel en op elkeen gaan sit het. Hulle is almal vervul met die Heilige Gees en begin spreek in ander tale soos die Gees aan hulle gegee het om te spreek. Wat sou gebeur het as die disippels gesê het, ag, Jesus is nou weg en hy het vir ons opdragte gegee, kom ons gaan aan, of soos Petrus impulsief was, hoor jy, dit werk nie uit nie, hy kom nie, kom ons gaan vang vis. Hy het dit later gesê, en hy het gegaan, vis gaan vang. Maar dit was 'n ander geleentheid gewees, dit was nie oor gebed nie. So die groot punt is, bly op jou pos. Moenie ophou bid, as jy oor 'n saak werklik bid nie. Om op God te wag vir terugvoer is die krag wat jou vesting betekenis gee. Dit wat jou gebed betekenis gee, is wag op die Here. Dit is die krag wat jou vashou en dit vorm 'n wagpos in jou gees. Deur te sê, ek sal nie ophou bid voordat die antwoord kom nie. Dit is nou wanneer ons nie oor sinnelose goed bid nie, maar 'n werklike saak het. Ons het lankal gevra, bid vir ons gemeente vir herlewing. Die gemeente het ons wagpos verlaat. Daar is nie herlewing nie. Ons het opgehou bid vir herlewing. Nie ek nie, baie het opgehou. Wanneer kom herlewing? Wanneer ons deurgebid het, wanneer ons nie ophou om te bid nie. Ons smeek elke keer bid vir die gemeente vir herlewing. Ons hoor niks. Niemand vra 'n vraag daaroor nie. Niemand sê iets daaroor nie. Die wagpos staan leeg. Hier en daar is 'n stem wat opgaan vir hierdie gemeente. Is nie reg nie. Is nie goed nie. Om elke dag net te sê, Here gee vir herlewing is nie gebed nie. Gebed is gebed. Psalm 27 sê, wag op die Here, wees sterk en laat jou hart sterk wees. Ja, wag op die Here. Jy moet jou hart versterk. Jakobus sê dit ook. In Jakobus 5. Versterk julle harte, want die wederkoms van die Here is naby. Wees geduldig, versterk julle harte. Wag op die Here, wees sterk. Hoe kan ons sterk wees? Op een manier, om in die wapenrusting van God te staan en te lewe. Eindelik, my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Trek die volle wapenrusting van God aan. Dis waar ons krag is. Wees sterk. Laat jou hart sterk wees. Dis geloof hier in die hart van die mens. En vertroue op die Heilige Gees en kontak met die Heilige Gees. Dit is om jou hart sterk te maak. Wag op die Here. Micha sê, maar ek sal uitsien na die Here. Ek wil wag op die gebed van my heil, of op die God van my heil, verskoon. My God sal my hoor. Ek sal uitsien na die Here.
Nie, ek bid nou en ek los die gebed en kyk of God my antwoord nie. Ek gaan uitsien, Here, wanneer gaan U antwoord? En ek sal aanhou uitkyk totdat die antwoord kom. Dis wat Daniël gedoen het. Jesaja 30 vers 18 sê, daarom sal die Here met ongeduld daarop wag. Hy wag van sy kant af om julle genadig te wees. En daarom sal hy hom verhef om hom oor julle te ontferm, want die Here is 'n God van die gerig. Welgeluksalig is almal wat op hom wag. God wag om te kyk hoe lank gaan jy wag. God wag om te sien wanneer gaan jou geduld ophou, wanneer gaan jou geloof faal, wanneer gaan jou gebed verdwyn, wanneer gaan jy uit jou wagpos uitgaan. Maar as jy daar bly, dan sê hy, welgeluksalig is almal wat op hom wag. Hy kom op die regte tyd. So moenie jou pos verlaat nie, moenie jou gebed kanselleer deur al die dinge wat die duiwel doen, of deur wat jy self doen nie, wat ongeloof in daai dinge doen nie. Begin terugveg. As jy begin twyfel in jou gebed, moet jy die wapenrusting aantrek, want hy sê ook daar ons moet bid, aan die einde, die lans van gebed moet ons gebruik. Moenie stil wees nie. Die geestelike lewe is 'n lewe van stryd, dis 'n geveg, dis 'n oorlog, en is gewoonlik die mense wat werklik die wapenrusting van God aantrek, wat iewers kom, geestelik. Die ander verdwyn maar so een na die ander. Soos Jesus sê, vat jou kruis elke dag en volg my. Nie nou en dan nie, elke dag. Dit is om terug te gaan na my wagpos en met hom te ontmoet en sê, Here, hier is ek, saam met U neem ek my kruis, saam met U betree ek die lans, of die wêreld van gebed met die lans van gebed. Jy kan alleen terugveg as jy die wapenrusting van God aantrek. Jy kan alleen waarlik bid as jy die wapenrusting van God aantrek. Moenie dink dat ek kan nou maar bid en bid en bid, maar ek weet nie 'n klou hoe om die wapenrusting aan te trek, of ek steur my daaraan nie. Ek weet dit staan in die Bybel, maar ek doen dit nie. Jy moet die wapenrusting van God fisies aantrek, soos jy hierdie klere aantrek, net so, moet daai aangetrek word. Hoopelik sal die Here lei dat ons dit begin prakties doen, voordat dit ook daarvoor te laat is. Mag die Here ons seën en begin veg asseblief. Veg vir die gemeente. Veg vir Suid-Afrika. Veg vir jou gesin. Veg vir jou eie geestelike gebedslewe. En daar sal oorwinning kom. Mag die Here ons genadig wees. Volhard in gebed. Amen. Vader, liewe Vader, U is hier vanmôre. U woord het met ons gepraat vanmôre. En ons bid dat U ons sal aanspreek en dat U elkeen van ons met ons elkeen 'n afspraak sal reël, 'n ontmoetingspunt waarvandaan ons kan begin werk, begin bid en begin veg en begin om ons autoriteit terug te wen in Jesus se naam. Help ons hiermee, versadig ons met U woord en word U verheerlik in ons lewens, elke een van ons, ook hulle daar buite wat hierna luister asseblief. Amen.